En hy sê, seentjie, hoeveel vir hierdie voeltjies? En hy sê, R20. En hy sit sy hande in sy sak en hy haal R20 uit en hy gee dit vir die seentjie. En daar het die seentjie weg. En hy neem hierdie hokkie met die voeltjies aan die buitewyke, waar dit stil is en ons bome en ons gras, en hy maak die hekkie oop en hy tik so liggies aan die hekkie en daar gaan die voeltjies. R20 vir 3 voeltjies wat nie kan sing nie, wat nie mooi is nie, somme net veldvoeltjies. Nou wil ek vir jou anders. Satan kom by Jesus en hy spog en hy sê, ek het hierdie mensdom onder my. Ek kan met hulle doen net wat hulle wil. Al my planne werk elke keer, hulle behoort aan my. En ek gaan hulle vernietig. En Jesus sê vir hulle, wat gaan jy doen? Wat is jou plan? Hy sê nie, ek gaan kyk dat hulle trou en skei. Ek gaan kyk dat hulle bomme bou en nasies en mense doodmaak met gewere. Ek gaan kyk dat hulle op mekaar trap om te kyk of hy hoor kan kom as die ander ou, as hy iemand gebruik. Ek gaan seker maak hulle haat mekaar. Ek gaan seker maak wat donker is in hulle lewens na die oppervlakte gebring sal word. Ek gaan hulle leer om te drink, te vloek, te rook, bandeloos rond te lewe. Dit is wat my plan is. En Jesus het hom so gekyk en hy sê dan gaan ek hulle doodmaak. En Jesus sonder om 'n oomblik te wag sê vir hom, hoeveel kan ek betaal vir hulle? En hy sê, jy wil hulle nie. Hulle is donker, hulle is sleg, daar's niks goeds in hulle nie. Alles wat donker is en wat sleg is in hulle. En wat gaan hulle doen? Hulle gaan jou vloek, hulle gaan jou haat, hulle gaan op jou spog en hulle gaan jou verwerp en dan gaan hulle jou doodmaak. Is dit wat jy wil? En hy sê, hoeveel sal jy my vra vir hierdie mense? Satan sê, al jou bloed en al jou sweet en al jou trane. En Jesus sê, ek sal dit doen. Hulle behoort nou aan my. En ons weet dat Jesus gaan en hy sterf aan 'n kruis, nadat hy sy sweet bloed geword het, en in die tuin gepleit het en sê, Vader, as dit U wil is, neem hierdie beker weg van my. Terwyl hy gebid het en gesmeek het hy gesterf vir jou en vir my. Al sy trane, al sy sweet en al sy bloed. Vir jou en vir my, sodat ons vry kan wees. Wanneer hy dan op die kruis sê, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Praat hy nie net met die mense wat hom gekruisig het nie, maar hy praat met elkeen van ons en hy sê, Vader, vergeef. Vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Hebreërs 9 vers 11 tot 14 sê, maar Christus wat opgetree het as 'n hoofpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakte tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping hoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalwers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom, en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokkers en die as van 'n vers, wat die verontreiniges besprinkel heilig maak, tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. Johannes 8 vers 4 tot 7. Toe sê Jesus vir die Jode wat in hom glo, as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels, en julle sal die waarheid ken, en waarheid sal julle vrymaak. Hy het hom geantwoord, ons is die nageslag van Abraham, en was nog nooit iemand se slaaf nie. Hoe kan jy sê, julle sal vry word? Jesus sê toe vir hulle, dit verseker ek julle, elkeen wat sonde doen, is 'n slaaf van die sonde. 'n Slaaf bly nie vir altyd by huisgesin nie, maar 'n seun bly vir altyd.
Eers as die Seun julle vrygemaak het, sal julle werklik vry wees. En vanoggend vra die Here, is jy werklik vry? Is jy werklik vry? Die prys wat vir jou betaal is, om te verseker dat jy vry is, leef jy in daardie vryheid. Want vryheid begin eers as jy sterf. Johannes 12 vers 24. Voorwaar ek sê vir julle, as die koringkorrel nie in die grond val en sterf nie, bly dit alleen. Maar as dit sterf, dra dit veel vrug. Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie. Maar die lewe wat ek nou in die vlees lewe ek in die geloof in die Seun van God, wat homself vir my gegee het. Galasiërs 2 vers 20. Vryheid begin eers as jy sterf. Sterf aan jouself, sterf aan jou eie krag, sterf en dink ek kan dit verdien, of ek is goed genoeg. Jy is nie werklik vry. Jy het nodig om soos daai liedjie van Jeremy Riddle te kom en te sê, Here, my alles. My alles gee. Ek leef nie meer. Here, dit wat U van my vra, selfs my drome, Vader, my planne, dit is niks nie, as dit U nie gaan eer bring nie. Ek sterf. Want hy sê, as jy sterf, sal jy lewe. Ja. Ons moet sterf. Waaraan moet jy nog sterf? Hoeveel van jou trots is nog in jou, wat keer dat jy God in volle kan vertrou om te doen in jou lewe, wat hy wil doen. Weet jy dat jou lewe iemand anders se redding is? Ja. Ek geen om of jy dink jy's nie. Ek geen of jy dink jy's te jonk of jy's te oud of wat ook al nie, jy's nie slim genoeg of op die regte plek nie. Jou lewe is bedoel vir iemand anders se redding. En as jy nie op die plek is waar jy moet wees nie, dan gaan iemand anders nooit werklik vry word. Want wie gaan vir hom die antwoord gee? Die woord sê vir ons, as iemand vir ons vra oor die hoop in ons, het ons 'n antwoord vir hulle. Het ons 'n antwoord vir daai man daar langs die pad, wat in sy eie braak sal lê, het ons 'n plan om hom te sê dat Jesus het hom lief. Het jy 'n plan om na hom toe gaan en hom af te sop en te sê, kom ek kyk of ek jou kan help, of vat jy hom dan na een of ander plek toe waar hulle vir hulle kan sorg. Die Here sê nie ons moet almal in ons huis inneem nie, maar hy sê ons moet omgee. En jy kan dit slegs doen as jy nie meer die belangrikste is nie. Want word ons nie so groot nie, eers as 'n babietjie, ek wil my bottel nou hê, ek wil nou eet. En as ons groter word, en jy wil die beste wees wat jy kan wees, dis wat die wêreld ons leer, maar dit is nie God se plan vir ons lewens nie. Sy plan vir ons lewens is dat ons op 'n plek kom en sê, Here, wat wil U hê moet ek doen? En Here, is dan val in sekere plekke, Here, waarom moet ek nog steeds sterf? Wat leef nog in my? Want dit is slegs wanneer jy sterf, dat jy kan vrug dra. Slegs wanneer jy sterf. Die eie ek met sy selfsug moet sterf. Wie jy dink, is nie belangrik nie. Wat sê God van my? Gideon sê, ek is niks. My mense is niks nie. Dan sê God vir my, ek sien 'n dapper held. Amen. Wat sê die Here oor jou? En jy kan dit slegs hoor as jy op 'n plek kom, wat jy sê, Here, ek is niks. Wat U van my sê. Wat U van my vra. Dit is werklik vryheid. Vryheid begin wanneer jy vry leef. Romeine 6 vers 16 tot 17. Weet julle nie dat aan wie julle julleself as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees, julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is. As jy in sonde leef, is jy 'n diensknegt van sonde. Ja. Jy is 'n diensknegt van sonde. Jy behoort aan die vyand.
vry is jy werklik in jou lewe en hoe jy leef? Is daar nog steeds dinge in jou lewens wat jy weet, dit hoort nie daar nie? Dat jy weet, dit bring nie vir God eer nie. Spreek jy nog steeds dinge, kom dan dinge uit jou mond uit en jy weet, as iemand jou hoor, 'n broer en suster wat al saam met jou in die kerk is, of iemand wat weet dat jy kind van God is, sal dit God nie eer bring nie. En ons vergeet, maar hy is daar. Hy hoor wat jy sê. Hy sien wat jy doen. Die een wat alles sien en alles hoor en alles weet. En wat is ons nog 'n diensknegt? Leef ons werklik vry. Staan ons in die oggend op en ons het blydskap in ons hart, want ons weet hierdie wêreld is nie my huis nie. Hierdie wêreld is nie my huis nie. En partykeer moet ons onsself net dit weer herinner, wanneer dit voel as al die mure teen ons intrek, en ons wil vernietig, en mense dinge oor ons spreek, en mense dinge teen ons doen, dan het ons nie nodig om te onthou, ek leef nie meer, en hier is nie my tuis. Hy het gekom sodat ek vry is. Johannes 10 vers 10 sê, en die vyand kom om te steel, en te slag, en te verwoes, maar ek het gekom, dat julle lewe en oorvloed sal hê. Nie beangs nie. En ongelukkig, soos almal, die dinge in ons lewens, ons behoort nie siek te wees nie, maar ons is siek. Ons behoort nie finansiëel swaar te kry nie, maar ons kry finansiëel swaar. Ons het nodig om in vryheid te leef. Maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewe is. Vryheid begin wanneer Jesus Christus lyk. Het jy al in die spieël gaan staan en sê, lyk ek soos Christus? Dit is 'n moeilikheid. Lyk ek soos Christus? Want as ek soos Christus lyk, beteken dit ek is werklik vry. Want ons is 'n nuwe skepsel in Christus. Die lewe wat ons nou lewe is die lewe van Christus. Nie ons eie lewens nie. Soos ons nog steeds dieselfde lewe lei, moet ons sê, Heilige Gees, help my. Wys my wat ek moet leer, wys my wat ek moet doen, stuur mense na my kant toe om my te help, want ek wil soos Jesus lyk. 1 Korintiërs 11 vers 1, wees my navolgers soos ek dit ook van Christus is. Dis wat Paulus sê. Soos ek Christus volg my. Het ons daai selfvertroue in ons, om te weet dat my wandel en my woorde presies is soos Christus. Dat ek vir iemand kan sê, man, weet jy wat, wonderlik, kom ek help jou om die Bybel te bestudeer, maar weet jy wat, nog makliker volg. Want as ek my mond oopmaak, is ek Christus. Ek spreek sy woord. As ek mense sien, maak die saak hoe hy lyk nie, dan wys ek liefde. Wys ek kompassie, wys ek wie Christus is. Johannes 5 vers 9, Jesus het toe geantwoord en vir hulle gesê, voorwaar ek sê vir julle, die seun kan niks uit homself doen, tensy die Vader dit sien doen nie, want alles wat hy doen, dit doen die seun. Dit wat ons doen, wat ons onsself mee besig hou, is dit wat Christus doen. Dit wat ons sê, is dit wat Christus sê. 1 Johannes 4 vers 5. Elkeen wat bely dat Jesus die Seun van God is, God bly in hom en hy in God. En ons het die liefde wat God tot ons het weer ken en geglo. God is liefde en hy wat in die liefde bly, bly in God en God in hom. Hierin, die liefde by ons volmaak geword, dat ons vrymoedigheid kan hê in die oordeelsdag, want soos hy is, soos ons leef. Hoekom kan die woord sê?
Want die vrug van die Gees is liefde, selfbeheersing, geloof. Nie bietjie geloof nie, 100% geloof. Dieselfde wat Christus gehad het toe op hierdie aarde gewandel het. Dieselfde hoeveelheid liefde, dieselfde hoeveelheid vriendelikheid, gehoorsaamheid, goedheid, lankmoedigheid, selfbeheersing. Dit alles het ons in ons. Dis 'n gawe, dis 'n geskenk, dis gratis, dis joune as jy dit net sal gebruik. Hierdie een, toe die Here dit vir my gee, het my gelukkig. Johannes 14 vers 9 tot 12. Jesus sê vir hom, ek is so lank al by julle en het julle my nie geken nie. Filippus, hy wat my gesien het, het die Vader gesien. En hoe sê jy toon ons die Vader? Is dit hoe ons lyk? As iemand vir ons sê, toon ons die Vader, toon ons vir Christus, kan ons sê, as jy my gesien het, het jy Christus gesien. As jy my gesien het, het jy die Vader gesien. Glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. Glo my dat ek in die Vader is en die Vader in my, of anders glo my ter wille van die werke self. Voorwaar ek sê vir julle, wie my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen, omdat ek na die Vader gaan. Wat sê Jesus? Hy sê, ek is die wynstok en julle die riet. Wie in my lewe, wie in my bly sal lewe. Ons kan nie apart van Christus wees en werklik vry wees. Ons vryheid word gevind in wie Christus is. En wanneer ons soos hy begin lyk. Wanneer elke demoon sidder as hy jou sien. As die demone kan sê, Jesus ken ek, Paulus ken ek, en ek weet wie jy is. Maar lyk ons werklik soos Christus. Vryheid begin wanneer Christus geopenbaar word. Johannes 13 vers 35, hieraan sal almal weet dat jy my disippels is, as jy die liefde onder mekaar het. Matteus 28 vers 18 tot 20, en Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en sê, aan my is gegee alle mag in die hemel op aarde. Jy het alle mag en jy het alle krag in die hemel en op aarde. Jy is kragtelik. Ek kan dit nie reg doorkry. En kyk, ek is met julle tot aan die volleinde van hierdie wêreld. Met ander woorde, tot aan die einde is ons alles wat almal nodig het om vir hulle vryheid te kan bring. Johannes 8 vers 34. As die Seun julle vrygemaak het, sal julle werklik vry wees. Is jy werklik vry? Lyk jy soos Christus? Word Christus geopenbaar deur jou? Kan jy werklik sê, as jy my gesien het, het jy Christus gesien? Want dit is wat vryheid is. Kom ons staan. Ek voel net in my gees dat hierdie woord is 'n inleiding tot iets diepers wat die Here in ons wil maak en in ons wil los. Ons is geroep, ons is met 'n prys betaal wat nie goed of silwer is, sodat ons Jesus kan verklaar. Sodat dit mense na ons kan kyk en nie vra waar is jou God nie, maar kan sien waar is jou God. En ek gaan net volgende bid en oor julle verklaar. Vader, ek dank U. Ek dank U vir wie U is. Ek dank U vir die autoriteit wat U ons gegee het, julle alle autoriteit in die hemel en op aarde. Here, dat wanneer ons spreek, Here, is dit soos U wat spreek. Daarom kom ek nou in die magtige naam van Jesus en die autoriteit van die naam van Jesus en ek spreek
magtige naam van Jesus. Wees genees in die magtige naam van Jesus. Ek spreek oor elke finansiële saak. Here, U sê U gee vir ons die krag om rykdom te bekom. Here, U gee vir ons die wysheid om rykdom te bekom. Here, U het arm geword sodat ons sal ryk wees. Daarom spreek ek nou tot elke dooie finansiële saak en ek sê lewe in die magtige naam van Jesus. Lewe, lewe, lewe. Ek spreek tot elke bankrekening. Ek spreek tot elke beursie, elke koskas. Lewe in die magtige naam van Jesus. Dit sal so wees. Dit sal so wees. Ons spreek want ons God lewe. Ons vra nie waar is ons God nie, want ons God is die almagtige God wat wonderwerke doen, wat koskaste vul, wat bankrekenings vul, wat werke inbring en mense inbring, Here, wat ons liggame genees, Here, wat ons vry maak. Ons is vry. Ons is vry. 'n lewe meer as genoeg. Here, sodat ons daai seën kan wees vir hulle daar buite, Here, wat nodig het om te weet dat ons God leef, wat nodig weet om te sien dat ons sê nie net wees geklee nie, maar ons klee, Here, wat nie net sê hier's wees gevoed en ons gee nie voedsel nie, Here, dat ons die hande en die voete wees. Here, dat ons lyk soos Christus, laat ons optree soos Christus, dat mense Christus in ons sien, sodat U verheerlik sal word. En ons sê U dankie daarvoor, in die magtige naam van Jesus. Amen. Amen.